voorreg om vanmôre weer eens in die huis van die Here te kan wees. Want dit is nie 'n reg nie, kind van God, dit is 'n voorreg. Nou, voordat ek begin, wil ek ook net namens myself en my broer Fredriekie sê, ons innige meegevoel met die afsterwe van jou vader. Mag die Here jou vertroos, mag hy sy liefde en sy genade jou weer vashou, en mag julle in hierdie tyd werklik die vertroosting van die Gees van God ervaar. En dan, miskien ken party van u wat ek nou gaan sê, pastoor André Langenhoven en pastoor Tersius van der Berg Gade is ook die afgelope week oorlede. En ek graag, as ek mag, namens die gemeente ons innige meegevoel ook aan hulle uitspreek, want hulle is twee groot geeste in die kerk gewees, en dit is hartseer om te sien hoe dat hierdie dinge gebeur. Maar prys die Here, ons is môre hier om 'n woord te bring. Nou, ek het die afgelope tyd toe sukkel ek so bietjie, en ek vra vir die Here, wat is die woord wat ek vanmôre vir Heilbron gemeente moet bring? Nou kom maar 'n gedagte by my op, en dit is hoe God maar met my werk. En 'n gedagte kom my op dat ek gaan praat oor geloof wat werke verskuif. En ek sukkel met die woord. Ek kry nie die woord lekker onder die knie nie. Vrydag aand sit ek en ek sê vir die Here, ek is verboureer. Ek weet nie watter woord is ek uit. Ek kan so misgevat. En gisteroggend het ek paasdiens gaan hou vir 'n klompie kinders wat in 'n baie behoeftige gemeenskap is. Daar's 'n vroutjie, sy doen vir Kersfees en dan vir Paasfees, dan doen sy so 'n funksie vir die kinders, waar die kinders dan ook so 'n bietjie iets kan kry en so aan. So ek het 'n diens daar gaan hou, en toe ek terug ry huis toe, sê die Here vir my, jy gaan praat oor disippelskap. Amen. Die Here, dis 'n bietjie laat, as ek nou moet gaan voorberei vir disippelskap, maar prys die Here, vanoggend terwyl ons bid hier agter, bid my broer presies die vers wat ek vanmôre aan u wil kom voorhou. En toe weet ek, Here, ek het nie misgetas nie. U blye getroue God, getroue Hemelvader. Amen. Nou wil ek gou vir u vraag vra. As ek die woordjie disippelskap noem, wat gaan deur u gedagtes? Van wat is dit om 'n disipel te wees? Want u moet nooit verstaan dat behalwe vir Johannes is al die disipels in die Nuwe Testament op 'n wreedaardige wyse doodgemaak. Van hulle is onderstebo gehang, van hulle is onthoof, van hulle is normaal gekruisig. Petrus het hulle gesê, nee, julle kan my nie kruisig soos wat julle my Jesus gekruisig het nie, en daarom het hulle onderstebo gekruisig. So om 'n disipel te wees, beteken daar is 'n koste aan verbonde. En daardie koste kan baie keer so hoog wees, dat mense sê, nee, ek sal liewers maar net kerk toe kom, en in die bank kom sit, en daardeur die Here loof en prys, as om disipel te wees. Die probleem is dit, in hierdie oomblikke tyd waar ons lewe, is dat die oes daar buitekant raak al ryper. Terwyl ons môre so ry ons by 'n land met 'n klomp sonneblom op wat reeds reg is vir oes. Jy kan sien hulle is bruin, hulle is droog, hulle moet geoes word, en ek sê vir my broer, hierdie land moet geoes word. Toe ek so in die verte kyk, toe sien ek maar die boere is besig om hierdie land te oes. Nou as ek vir ons volk kyk, as ek vir ons mense kyk, dan sien ek 'n land wat gereed is om geoes te word. Die probleem is, die woord van God, Jesus self sê, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. En jy sien, dit is een van die grootste probleme vandag in die kerk, is dat ons is nie bereid om te oes nie. Ons is nie bereid om werklik disippels van die Here te wees nie, want dit kos 'n prys. Baie mense in die kerk sê, ja, ek wil 'n navolger van die Here wees. Ek wil 'n disipel wees. Dan gaan ek buitekant en ek gaan kuier vir mense wat hierdie opgewondenheid in die kerk kom toon, en wat entoesiasties is, en wat die Here wil dien, en wat hom dien, terwyl hulle in die kerk sit. Dan kom kuier by hulle, en dan onverwags, onaangekondig, en dan hoor ek hoe die man sy vrou sleg sê. Want
wanneer ek daar by die deur staan, of ek hoor hoe die kinders mee beklei, dan dink ek, Here, waar is die karaktertrek van 'n disipel, van 'n kind van God in hierdie persoon se lewe? U sien, broers en susters, hier is die probleem vandag. Die wêreld daar buitekant kyk na my en jou. Ek hoef nie 'n woord te spreek nie, as ek myself soos Jesus wil bekragtig en soos Jesus wil lewe. En ek kan dit daar buitekant aan die wêreld gaan vertoon. En die mense kyk en hulle sê, waaragtig, dit is 'n kind van God daar nie. Hoef ek nie 'n enkele woord te spreek nie, want dan gaan mense na my toe kom, jy trek hulle aan soos 'n magneet, en mense gaan na my toe kom en kom sê, hoorie so, wat het jy, want ek wil dit ook hê. Daarom is dit so belangrik, dat wanneer ek sê, ek is 'n disipel of ek is 'n kind van God, dat ek so sal lewe, dat ek mense kan aantrek. Nou kyk, nou nie, ek sê nie, ek is so 'n mens nie. Want jy sien, ek het baie foute, en ek maak baie foute. Maar daar is 'n manier, wanneer ek foute maak, en ek besef dit, dan kan ek na die Here toe gaan, en hom gaan sê, Here, vergewe my, dat ek hierdie fout gemaak het, en regmaak en herstel, dit wat ek gedoen het. Veral wanneer ek mense in die afgrond getrek het, met die foute wat ek maak. Matteus 9 vers 37 en 38 sê, toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag uitstuur. My teksvers vanmôre is Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak discipels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is wat 'n disipel is. Om uit te gaan en mense te gaan leer en te gaan oes dit wat die Here vir ons in ons hande gee. Nou is ek al weer by daai vreeslike taal wat ek nie baie van hou nie, maar wat vir my sin maak. Jy ken ons, jy weet ons, is die Engelssprekende mense in die gemeente. Dat ek nou nie vanmôre hier 'n ding kom sê wat my gaan moeilikheid kry nie. Die Engels is mos die onheilige taal. So ja, ek wil nou vir julle in daai taal so die definisie lees. Discipleship is the process, luister mooi. Discipleship is the process of training people incrementally in some disciple or way of life, discipline or way of life. Dus om iemand systematies te leer om soos Jesus te wees. It refers to the condition of being a follower or a student of philosophy, namely Christianity. To be like Christ. A disciple is, en hier is ons belangrik, someone who believes in Jesus Christ intentionally, doelbewus, glo dat daar 'n Jesus is, learns from him and strives to live more like him. Ek sê nie hierdie goed uit my duim uit nie, om soos Jesus te kan lewe nie. Discipleship is intentionally entering into others' lives to help them trust and follow Jesus and to obey all of his teachings. Met ander woorde, 'n kind van God, wat hy sê dat as ek moet doelbewus my daarna strewe om te lewe soos wat Jesus Christus sou gelewe het. Dis een van die definisies. Die volgende een is om doelbewus in te tree in mense se lewens en hulle te gaan leer aangaande hierdie woord wat God vir ons gegee het, hierdie kosbare woord, want waar lewe die Here vandag? Behalwe dat hy in my hart lewe, want toe ek hom ingenooi het, toe ek my lewe vir hom gegee het ek hom gesê, Here Jesus Christus, kom woon in my hart deur die Heilige Gees. So ek weet verseker, so seker as wat ek hier staan, dat daardie dag toe ek dit gedoen het, het hy sy woonplek in my hart kom maak. Amen. Maar hoe anders
kan ek ook weet, en weet ek dat daar 'n God is. Daar is maar een plek, en dit is hierdie woord, en hierdie woord alleen. Jy sien, daar is niks buite hierdie woord wat my kan oortuig van Jesus Christus nie. Dis net hierdie woord, en hierdie woord alleen, en ek kan nie nou so, of as ek dan gaan klomp goed uitval. Maar dit is hierdie woord, waardeur hy met my praat. Dit is hierdie woord waar ek van hom leer. Dit is hierdie woord wat my heilig maak en gee. Ja. En nou sê die skrywer, wat hierdie definisie geformuleer het, sê, dat ons moet doelbewus hierdie woord vat, en mense daarvan gaan leer. Ons is teachers. Die eerste gedeelte is dan om te leer. Ons moet 'n leergees ontwikkel. Ek gaan nou vir u 'n vraag vra, en ek wil nie hê om te beantwoord nie, want baie mense kry skaam om dit te beantwoord, maar hoe leer ek mense? Dit is om doelbewus in mense se lewens 'n inspraak te maak. En te sê, verstaan jy wat ek vir jou gesê het? Kan ek met jou sit? Ek hoor van Bybelstudie met die sissies saam. Wat 'n wonderlike voorreg is dit met my sissies, om so om die woord van die Here te kan vergader en by mekaar te kan leer nie. Jy sien, ek alleen het nie al die kennis nie. Ons is tog die liggaam van Jesus Christus. En die liggaam het verskeie lede, lidmaatlitte. En elkeen het 'n funksie. En daarom is ons hier om mekaar te stig, Jan het het baie mooi gesê vanmôre, om mekaar te stig, mekaar te bou, mekaar op te tel. Dis tog die doel van die kerk. Tweedens moet ek as 'n disipel bereid wees om ander te leer wat hulp nodig het. Eerstens moet ek self leer. Myself leer. Kom ek sal vir u sê, as ek nie hierdie woord gaan opeet nie, as ek nie hierdie woord die brood van die lewe in my lewe maak nie, en as ek nie self leer daaruit nie, hoe gaan ek ander mense kan leer? Oor hierdie woord van God. En dan wanneer ek myself geleer het, wanneer ek self weet, dan kan ek uitgaan en na my broer en my suster toe gaan en sê, hoor man, ek wil jou vertel van Jesus Christus. Jy weet, een van die grootste probleme om disippels te werf, is vrees. Een van die grootste probleme om 'n disipel te wees is vrees. Ek is so bang, mense vra my vas. Ek is so bang, mense vra wat ek nie kan beantwoord oor die Bybel nie, dan gaan hulle dink ek is dom. Dat ek self nie weet nie, maar ek wil hulle kom leer. Weet jy, ek weet nie alles van die woord van God af nie. Ek leer elke dag myself. Elke dag wat ek die woord optel, en ek lees en ek doen my Bybelstudie, dan leer ek iets nuuts. Amen. Ek sal nooit kan ophou om te leer nie. En wanneer mense my vra, glo my dit gebeur gereeld. En hulle vra my oor 'n spesifieke onderwerp, of 'n spesifieke funksie, of iets wat in die Bybel gebeur het, en ek weet nie, dan sê ek vir hulle, ek weet nie. Want ons is nie gemaak om alles nou hier op die aarde te weet, ons sal eendag ten volle weet, wanneer ons in die hemel by Jesus Christus kom. Amen. En dan sê ek vir hulle, ek weet nie, maar ek sal jou sê wat, ek sal gaan uitvind. Amen. Daarom skaam ek my nie vir Jesus Christus nie. Derdens moet ek 'n navolger van Jesus Christus wees. Ek moet nie 'n volger wees nie, ek moet 'n navolger wees. Ek moet gaan kyk hoe hy gelewe het, ek moet in sy voetspore stap, ek moet maak soos hy gemaak het, en ek moet doen soos hy doen. Ek het hier geskryf, walk like I talk. En dit is hoekom ek sê, dat as ek en jy daar buite kan beweeg, en ek sê ek is 'n kind van die Here, moet ek versigtig wees wat ek doen. Then I need to walk like I talk. Jy onthou die storie van hierdie ryk jong man. Hy het agter Jesus aangeloop, hy het oral gegaan waar Jesus gegaan het. En hy kom by die Here en hy sê vir die Here, Here, ek wil ook hê dit wat hulle het. En die Here sê, dit is baie maklik. Gaan vat jou rykdom. Gaan vat alles wat jy het en verkoop dit. Gee dit aan die armes. Neem op jou kruis en volg my. Amen. En die jongman kon dit nie doen nie. Hy kon nie van sy rykdom ontslae nie.
wat is dit wat my en jou terughou vandag? Om ware disippels van God te kan wees. Wat is hierdie wêreldse goed, waar ek en jy so vasklou? Ek moet by huis, moet ek nou begin, ek en my vrou was holders. Alles het ons by mekaar gemaak. Kaste ingesit, baie van die goed nooit eens gebruik nie. En wanneer ons iets vandag, ons kom en ons sien ietsie, ek lag, ek sien die mense wat lekker lag, ek kan vir jouself wat, nee. Maar dan kom ons by iets, nog nooit gebruik nie, en dan sê ons, kom ons gee hom maar weg, of ons gee hom vir die kinders, of wat ook al, en dan sê ons maar, hoor jy sê maar, hy herinner ons dan baie aan, daai en daai en daai. En so maak ons by mekaar, en ons gee nie uit nie. Ons sal nooit die kruis, wat Jesus gedra het vir my en vir jou, kan dra nie my beteer sissie. Maar om 'n disipel te wees, beteken my kruis op te neem, en Jesus blindelings te volg, en te weet dat hy is hier voor my, en dat die Gees van God my sal lei in alle waarheid. Amen. Neem op jou kruis vanmôre, neem op jou kruis, en volg Jesus en word 'n disipel. A disciple is someone who believes in Jesus Christ, intentionally learn from him, and strives to live more like him. Om 'n disipel te wees beteken om ander te wil leer. Ja. Ek het dit al genoem. Om te sê, Here, ek gaan nie terugstaan nie. Ek wil gaan hoor, wat is dit wat hulle kort kom in hulle montering? Discipleship is intentionally entering into others' lives. Ek het dit genoem. To help them trust. Hoor mooi wat sê hierdie geskrif. Hy sê, to help them trust and follow Jesus and to obey all of his teachings. Nie net seker is nie. Ons het nie verskonings om nie 'n disipel van God te word nie. Die geskryfde gedeelte sê dat ons moet onsself beskikbaar stel om Jesus se lewe uit te lewe hier op die aarde. Ons as Christene sal die wêreld ingaan en wonderlike geleenthede gegee word as ons maar net besef dat Jesus wil jou gebruik. Jy is bruikbaar vanmôre vir maak nie saak, nie vir my kom sê ek is te oud nie. Moenie vir my kom sê ek is te oud nie. Daar in jou omgewing waar jy is, maak God vir jou deure oop. Moenie vir my kom sê ek is te jonk nie. Want daar by die skool waar jy is, kan jy Jesus Christus uitlewe. Dis my so lekker as ek my kleinseun se rugby gaan ondersteun en sy maatjies vloek so 'n bietjie, dan sê vir hulle, julle moenie vloek nie. Dis nie mooi nie. Dis nie wat die Jesus wil hê nie. Hy sal, my seun is ook 'n pastoor, so hy sal seker nou die 3de geslag pastoor wees. Maar hy sê, moenie dit doen nie, want dit is nie reg nie. En ek en jy moet daardie kinderlike karaktereienskap begin ontwikkel, om te glo soos 'n kind, want dan kan ons doen soos 'n kind. Nou is daar 11 eienskappe, wat ek gou vanmôre met u wil deurwerk. Die eerste een is gehoorsaamheid. Het u geweet dat Jesus self ons gehoorsaamheid leer? Gaan nou vir die skrif gee. Hierdie skrif sê in Romeine 15 vers 18, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en met daad te wees aan hom deur sy geloof. For I will not dare to speak. In die Engels is daai eerste gedeelte is for I will not dare to speak. In Afrikaans is dit, want ek sal nie waag om te sê nie. Ek sal nie waag om goed te sê wat teen daardie woord van God te staan nie. Want jy sien, wanneer ek dit doen, sit ek myself onder die judgment. Ek sit myself onder die regterstoel van God. Want hy gaan eendag van my vra, die goed wat ek gepraat het van die kanselaar, die goed wat ek vir my sussie meegedeel het, die goed wat ek vir my boetie meegedeel het, gaan ek my vra, hoekom het jy dit gesê as dit nie eens daar staan nie? Die tweede een is, which cries have wrought by me. In Afrikaans is dit, wat Christus nie deur my gewerk het nie. Jy sien, as ek gehoorsaam wil wees, dan te gehoorsaam wees aan die volle woord en nie net 'n deel daarvan. Ek moet die volle woord aan mense verduidelik en nie net dit wat my pas nie, wat vir my maklik is nie. By word and deed, deur die woord en deur dade,
Kan nie sien waarvan ek die hele tyd nog praat? Deur woord en daad. Ek kan nie net woorde spreek, maar met dade spreek nie van die liefde van Jesus Christus nie. Dit spreek nie van sy lewenswyse nie. Ekskuus. Hebreërs 5 vers 8 sê, hy, al was hy, hoor mooi, ek het gesê, Jesus self moes leer van gehoorsaamheid. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Jesus Christus self moes lei om gehoorsaamheid te kon leer. Daarom, dit wat ek en jy deurgaan in hierdie lewe, by Boetie en my sussie, is nie verdiend nie. Dis om te leer om dieper in Jesus te wees, om gehoorsaam te word aan hom. Jesus wat alles geweet het, moes gehoorsaamheid leer, net soos wat ek en jy gehoorsaamheid moet leer. Seker een van die mees belangrikste eienskappe van 'n disipel is om gehoorsaam te wees, want jy sien, as ek gehoorsaamheid kan demonstreer, dan bring ek dit uit die woord van God uit. Dan doen ek wat die woord van God vir my sê, blindelings, sonder om te bevraagteken. As die woord van die Here vir my sê, dat hy het my lief, dan aanvaar ek dit. In gehoorsaamheid, die Here het my waarlik lief. As hy my sê, gaan dan neer, maak disipels van alle nasies, en leer hulle, lei hulle, dan gaan ek en ek gaan maak disipels van alle nasies. Ek werk onder baie groepe mense, en dit is altyd my, ek het in Nigerië gewerk, vir 10 jaar. En ek het nooit geweet wat ek daar soek nie, behalwe dat my werk wat ek gedoen het. Het ek nooit regtig verstaan, Here, wat maak ek hier nie? Maar ek het dit geweet dat ek het uit my pad het gegaan om 350 Nigeriërs op te lei. Ek het Jesus Christus aan hulle voorgehou. Soveel so dat hulle vir my een Kersfees terwyl ek daar was gevra het om die diens, die kerkdiens te lei. Nou kom ek sê vir jou, as daai mense kerk hou, is dit nie 1 uur nie. Dit is 3, 4, 5 ure aan mekaar. En wanneer die Here het my gesê het, ek wil hê jy moet hulle geld eenheid tussen die naira, en as die Here het my gesê het, ek wil hê jy moet vir hierdie man geld gee, dan het ek dit gedoen. Ek het 'n skoonmaker gehad in my kantoor, wat 'n vreeslike goeie skoonmaker was. En hulle kry amper hulle kry so min geld. En die Here sê vir my, ek wil hê jy moet hom 5.000 naira gee. 5.000 naira is omtrent R150 gewees. En ek sê, dis reg, Here, ek sal, en ek gaan na my kas toe, en ek haal 5.000 naira vir hulle, is 3 weke se salaris. En ek haal die 5.000 naira uit my kas uit, en ek roep hom, en ek sê van Frank, I would like to give you this, because Jesus loves you. En daai val op sy knie, en hy begin my hande te soen. En die trane loop, want net een keer, het hy 3 weke se salaris gekry, hy sorg vir sy kinders, sy kind is op universiteit, hy het nog 2 meisiekinders by die huis, vir wie hy moet sorg. Jy sien, wanneer ek God se karaktereienskappe begin uitlewe, as ek gehoorsaam raak aan die Here, dit is dan, so toe ek klaarmaak daar, toe roep 'n vrou my, sy is 'n dokter gewees, Dr. Grace Akintunde, en sy vra vir my, sy sê vir my, ek wil jou so graag ontmoet, maar ek het jou nooit, ek was altyd besig gewees met die mense. Do you understand what you have done here? I'm not talking about the plan. Ek praat nie van die aanleg wat jy gebou het en wat jy in bedryf gestel het en die mense wat jy geleer het nie. Ek praat van dit wat jy vir hierdie mense kon leer het, wat jy vir hulle gewys het, dat Jesus Christus het almal lief, nie net 'n spesifieke ras nie. Amen, dis waar. Kind van God, ek het daardie dag so klein gevoel. Net omdat ek gehoorsaam was aan die Here, het die Here my geseën met soveel meer. Ek moet gewortel wees in die skrif, die tweede karaktereienskap. Luister, sonder die skrif kan ek nie. Daar's gaan nie 'n dag verby wat as ek 'n dag nie die skrif opgetel het en gelees het nie, dan voel dit vir my asof daar's 'n tekortkoming, daar's 'n leemte in my wat ek nie gevul het vandag nie, en dan wil ek weet, Here, wat is hierdie leemte? En dan besef ek, maar ek het alles uit môre so met 'n bang weggespring, dat ek het, en hierdie skrif is my anker in die lewe.
Dit is waarheen ek hardloop wanneer ek in probleme sit en wanneer die probleme besig is om oor my te spoel en ek voel ek gaan verdrink, dan hardloop ek na die skrif toe, want jy sien, die stem van God is in die heilige woord. Amen. Dis waar ek kom hoor. Matteus 5:14-16 sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatender nie, maar op die staande, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. U sien, kind van God, wanneer die woord in my lewe, wanneer ek geanker is in die woord, dan begin ek 'n lig te word vir hierdie wêreld. Maar nie net vir hierdie wêreld nie, ek word ook 'n lig vir my eie voetpaadjie waardeur ek loop. Ja. Want in die donkerte sal ek my toon stamp, en sal ek struikel en sal ek val. Ons as gelowiges wil God se woord nie altyd lees nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek het al by mense gegaan wat my vertel het dat hulle is baie lief vir die Here, en dan los ek my Bybel doelbewus in my motor of by die huis, en dan wil ek vir hulle 'n stukkie lees, dan sê ek, hoor hierso, kan ek net gou julle Bybel leen? Dan gebeur daar twee dinge, hulle skarrel aan julle huis om, maar ek kry nie die Bybel nie. Of die tweede een wat gebeur is, ek vat hom so en dan blaas hom so. Stoffel. Ek wil vanmôre 'n vraag raak in die woord. Is jy lief vir die woord? Is jy waarlik lief vir die woord? Want as jy waarlik lief is vir die woord van God, as jy werklik omgee vir sy woord, dan sal jy hierdie woord wil bestudeer. Johannes 1 vers 14, 15, 16 sê, hy is die brood van die lewe. En daardie brood, hy sê, daardie brood moet jy opeet elke dag van jou lewe. Daardie brood is die woord van God. Die derde eienskap wat jy moet hê, is 'n lewe van gebed. Weet jy hoekom mense so sukkel met gebed nie, terwyl Jesus vir ons die maklikste geleer het, die Onse Vader. En as jy die Onse Vader gaan uit mekaar uittrek, en jy gaan kyk na die eerste, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. As jy net na daardie kyk, dit is die gedeelte wat sê, hoor jy so, loof en prys hom. Dit is die eerste ding wat ek en jy behoort te doen, wanneer ons in sy teenwoordigheid wil ingaan. Loof en prys hom 'n bietjie. En dan kan jy na hom toe gaan, en vir hom vra om ons skulde te vergewe, en dan kan jy vir hom gaan vra vir jou brood, vir jou behoeftes. En dan kom jy aan die einde, en jy kom dank hom vir alles wat hy vir jou gee, en wat hy vir jou doen. Dit is so maklik as gebed. En tog sukkel ons as kinders van God met gebed. Kom ek vir jou sê, die disippels se kragtigste wapen is gebed. En dit is ongelukkig, dit het ook in die kerk begin uitsterf. Ware gebed. As ek so luister, ek het vanmôre luister en ek wil die ouetjies wat vanmôre so gebid het, komment. En sê ek het vanmôre na julle geluister in julle gebede. En ek waardeer dit. Die Here alleen weet, hy hoor dit. Amen. Hy hoor jou gebed. Jy sien, wanneer ek in benoudheid is, wanneer ek nie meer weet watter kant om te gaan, as 'n disipel, wat het hulle gemaak? Wat het Jesus gemaak? Hy het gaan bid. Hy het gaan hulp vra by sy Vader. En ongelukkig het die kerk kragteloos geword, want jy sien, gebed gee krag. En ongelukkig het die kerk kragteloos geword vanweë die feit dat hulle nie meer vandag bid nie. Ek is so bly om te hoor julle hou nog 'n bid hier. En ek hoop nie die bid hier is 'n kerkdiens nie, ek hoop die bid hier is 'n werklike tyd van gebed, wat almal saam spandeer in daardie tyd. Die volgende eienskap, of die volgende wat jy moet hê, is aanspreeklikheid. Jy sien, ek dink dit is waar die kerk net so vreeslik gefouteer. As ek nou vanmôre sou kom en 'n evangelistische boodskap sou lewe, en aan die einde sou ek 'n uitnodiging maak vir mense wat hulle harte vir die Here wil gee, en hulle kom staan hier voor, dan vra ek vir jou, wat word van hulle môre? En die dag daarna. Ek kan onthou toe ek tot bekeer gekom het in 1984,
was daar altyd werkers gewees. Ek weet nie of hier dit so is nie. Daar was werkers gewees, as daar een persoon opstaan en daar 'n werker opgespring en saam met hom gegaan. As daar 2 opstaan, was daar 2 werkers, maar daar was altyd iemand saam met daardie persoon gewees. Nadat hy sy hart voor vir die Here gegee het, die werker hom agter in die bidkamer gevat en het ons daar met hulle gesit en met hulle die saligheidsplan deurgewerk. En dan het hierdie persoon sy nommer gevat of sy adres gevat en hom gereeld opgevolg. Om seker te maak, vir ons skrifte gestuur en gesê, hierdie skrifte, of jy het vir hom blaadjies gevat. Jy sien, jy moet aanspreeklikheid aanvaar vir die siel wat jy na toe uitreik. Amen, dis waar. Sonder daardie aanspreeklikheid, kind van God, is daai persoon môre presies weer op dieselfde plek waar hy gewees het. Ek en jy moet aanspreeklikheid aanvaar. Hoe is ons lewenstyl? Dis nog 'n aspek van 'n disipel. Is ons lewenstyl. Ek het nou al baie daarvan eintlik gepraat. Ons lewenstyl as 'n Christen moet soos Christus wees. 'n Leefstyl wat Christus illustreer, sal die beste soort getuienis wees vir diegene wat twyfel of Christus in die lewens van gelowiges werk. Dit is absoluut noodsaaklik dat ek practice what I preach. Dit help nie ek vertel vir mense, ek is 'n kind van die Here, maar my lewe getuig nie daarvan. So noodsaaklik dat ons sal stil staan en ons eie lewe net weer 'n bietjie in oënskou sal neem en sal gaan kyk, wat is die goed wat tussen my en God staan? Want ons doen dit nie. Ons is te bang om te gaan sê, Here, ek is so jammer. Ek sien nou hierdie goed wat ek gedoen het, is nie van U af nie. Volgende eienskap is verhoudings. Eerstens moet ek 'n verhouding, 'n lewende verhouding met die Heilige God hê. Ja. As ek nie 'n verhouding met die Here het nie, dan kan ek nie. Jy weet, hoekom Jesus ons haal? As wie? As wat? As die bruidegom. Ons is die bruid. Ja. Nou as jy nou 'n Joodse troue vat, het dit so gewerk dat die seun en die dogter ontmoet mekaar. Julle jongetjies wat so hande vasry, ek like dit man. Hou vas. Julle moet nou mooi luister hoe dit gewerk het daai keer. Okay? So, 'n jong man en 'n jong vroukie, 'n meisie ontmoet mekaar, hulle raak lief vir mekaar en hulle besef hulle wil in die huwelik gaan. Dan kom die seun met sy ouers en kom stel hulle self voor aan die jong meisie se ouers. En hulle bring 'n trousseau saam, 'n bola. Bring hulle saam. En hulle kom gee dit vir as 'n geskenk vir die ouers en die ouers kom ooreen dat dit is reg, hulle kan verloof wees. Dan gaan die jong man weg saam met sy ouers. En hy sien haar nie weer nie. So hulle vry nie. Dan gaan hierdie jong man en hy moet nou gaan plek berei vir sy bruid. Jy moet dit nou vat en dit nou met die woord van God, Jesus Christus as die bruidegom vir jouself. Jesus het gekom, hy het vir ons die labola gebring van sy kruisdood. Hy het vir ons die geskenk van die lewe kom gee. Nou het hy weggegaan en hy het gegaan om ons plek te berei. So gaan die jong man en hy berei 'n plek voor. Partykeer was dit 'n kamer in sy vader se huis, partykeer sy eie huis, en die meisie sit saam met haar diensmeisies en haar vriendinne is besig om trousseau bymekaar te maak. Die koppies, die bekers, die linne en daardie tipe van goede. Ons ou mense kan dit mos nog onthou. Is dit nie so nie? Is dit nie hoe dit in die ou dae gewerk het nie? Ja. En dan, op 'n dag, nou kom hierdie lampies, jy sal die gelykenis van die lampies onthou, ek wil nie nou te veel laat gaan nie. Die 5 maagde wat hulle lampies vol olie gehad het en die 5 wat het nie gehad het. Ja. Dan op 'n dag, kom een nag, dan kom hierdie hoor mooi, een nag, dan kom hierdie jong man. Dan kom hy na die meisie se huis toe. Dan kyk hy of daar 'n lampie brand in haar venster. Want jy sien as daar die lampie gebrand het, dan het hy geweet sy's gereed om gehaal te word, dan gaan hy in en hy letterlik snatch,
weg uit haar ouer huis uit en hy vat haar na die plek toe wat hy vir haar voorberei het. Kind van God, Jesus sal kom in 'n oomblik. Ja, amen. He'll snatch us away. Daarom moet ons gereed wees as hy kom. Ja. Dan na die 7de dag, dan kom hulle uit die kamer uit en dan het hy hulle die lakens gewys as bewys dat sy rein was. En dan het die fees van die bruidegom begin. So, wat ek probeer sê is dat ons moet gereed wees as Jesus kom. Ja, amen. Dan moet ons sorg dat ons in 'n gemeenskap is. Hierdie is die gemeenskap van AGS Heilbron. Hoekom in 'n gemeenskap wees? 'n disipel. Sodat hy kan stig, kan bou, kan leer. Nie net vir iemand anders nie, maar ook vir homself. Dit is die plek waar ek kan hardloop om raad te kom kry wanneer ek nie meer weet nie. En wanneer ek nie antwoorde kry nie. Dit moet 'n plek wees wat my veilig is om na toe te kom. 'n Plek waar daar nie, hy staan nie, jy gehoor wat het op Oosjaal weer gedoen nie. Dit moet 'n plek wees waar ek met my hartseer kan kom, waar Driekie vanmôre kan kom sit en te kan weet dat hierdie gemeenskap haar gaan toevou in hierdie stryd en hierdie swaar en die rou wat nog voor lê. Amen, dis waar. Wanneer ek in finansiële probleme is en ek kom deel dit en ek kom sê ek kan nie hierdie maand my 10de betaal nie want ek is regtig onderdeur, dan moet dit nie, dan moet dit beskerm wees. Dat 'n gemeenskap wees. En dan moet jy integriteit hê. Seker een van die goed wat in hierdie dae die minste aan aandag gegee word, is integriteit. 'n Mens moet onkreukbaar eerlik wees. Eerstens met jouself. Om jouself te ondersoek en te vra, Here, is my lewe van so 'n aard dat mense kan sê werklik dis 'n man, is 'n vrou van integriteit. En dan my boeties en my sissies, se integriteit. Ons kan nie van ander verwag om op 'n manier te leef waarin ons nie bereid is om self te lewe nie. Ek is amper klaar. Nederigheid. Disipel moet nederig wees. Jesus was nooit ooit boastful nie. Ek weet nie wat dit in Afrikaans nie. Hy het nooit gebrek nie. Dis mos 'n mooi Afrikaans vir dit. Hy het nooit gegaan en hy wil nooit die voorpunt wees. Ons moet oppas dat ons nie wil, het jy gesien wat het ek alweer gedoen nie. Dit gaan oor me, myself en I. Nederigheid beteken om terug te staan waar jy moet terugstaan. Om vorentoe te beweeg as jy vorentoe beweeg. So die woord in 1 Korintiërs 7 sê, so is nie hy wat plant of hy wat nat maak enigiets nie, maar net God wat groei gee. Amen. Dis waar. Dan gee ek aan God al die eer en al die lof en ek sê vir die Here, Here, hier is ek. Gebruik my soos wat U wil. Nederigheid is 'n vereiste, want deur onsself is ons tot niks in staat nie, maar deur Jesus wat ons die krag gee, is ons tot alles in staat. Amen. En dan help dit nie dat ek verstaan die woord van die Here, ek lees dit, ek bestudeer dit en ek kan dit nie toepas nie. So jy moet 'n persoon wees wat kan toepas. Dit is wat 'n disipel is. Ja. Dan ek gaan 'n vraag vra. As ek nou moet vra, waaroor het ek die 30ste gepreek? Hoeveel mense, ek nie in hande sien nie. Hoeveel mense sal onthou waaroor ek die 30ste gepreek het? Het julle sonnaskool? Nee, sonnaskool nie. Maar ek het baie gewonder as ek na die kinders kyk, ek is self 'n sonnaskool hoof van 'n sonnaskoolonderwyser. Elke Sondag as ek in die klas en kom die eerste gedeelte van die klas was, wat het ons oor Sondag gepraat? Wat het jy Sondag geleer? Hoe het jy dit gaan lewe in hierdie week? Nou kom hierdie pastoor se seentjie en hy vertel my vrou die volgende, hy sê, Juffrou het ons laasweek geleer, ek moet die ander wang draai as hy op hierdie wang slaan. Hy sê, en toe gaan ek nou hierdie week skool toe, juffrou. Hy sê, en toe's daar 'n ander seentjie, hy's groter as ek. En hy maak my baie kwaad.
en ons beklei en hy slaan my op hierdie wang. Hy sê en ek wil hom pot. Hy sê maar toe onthou ek wat die juffrou op my gesê het, ek moet die ander wang draai. Hy sê toe draai ek die ander wang, toe slaan my op daai wang. Hy sê juffrou toe gee ek hom ook vir 'n oog. Dis nie toepassing nie. Hoor jy wat ek sê? Ek moet die woord van God toepas in my lewe, sodat mense kan sien dat God se woord in my lewe. God wil hê ek moet sy woord uitleef. Ek dink dit is een van die grootste probleme vandag in die kerk, dat die kerk self ook nie toepas wat hulle van hierdie preekstoel af preek nie. En ek sê nie hierdie spesifieke preekstoel, ek praat van die algemene kerk. Dan kan ek net vra, hoe lyk ons lewe as ons nie toepas wat ons leer nie? Hoe kan mense ons volg sonder toepassing van die woord van die Here Jesus Christus? Van begin afsluit. Om 'n disipel van die Here te wees, kos harde werk. Amen. Daar's 'n koste aan verbonde, koste in tyd, koste in geld, 'n koste om op te offer. Ek kan sekerlik hordes van die goed noem. Maar dit is harde werk om 'n disipel van die Here te wees, want eerstens moet ek daar aan myself werk, om werklik 'n verskil te kan maak in iemand anders se lewens. En dit is tog hoekom ek en jy hier geplaas is, om 'n verskil te maak in ander se lewens. Ons is nog nie net hier geplaas om happy-go-lucky elke dag voor te lewe en voor te ploeg nie. As ons nie bereid is om doelbewus moeite te doen met die woord van die Here nie, doelbewus moeite te doen om op te staan en die dienste by te woon nie, dan moet ek dit liewers los, want ons het aanvaardig. Om 'n dieper verhouding met die Here Jesus te kweek, beteken dat ek moet harder werk elke dag. En dan kom hierdie teksvers van ons vanmôre in werking, gaan dan heen en maak disipels van alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle altyd tot aan die voldoende einde van die aarde. Ek het laas Sondag die voorreg gehad om 6 mense deur die doopwater te vat. En die was 'n jong man gewees, 'n klein Engelsman. 'n lang kraal man. Daai kind was so opgewonde gewees. Dat hy amper binne in die doopbad neergeslaan. Hy kon nie vinnig genoeg in die water kom nie. Hy wou die ou mens aflê. Want hy het geweet en ek het besef, Here, al die harde werk wat ek en my mede-kollegas in die kerk in hom ingesit het, die vrug is môre gepluk. Jy sien, ek kan net vrugte pluk en oes as ek gewerk het in die land, want dit is my land. Hoe lyk jou land? Waar is jou land? Is jy besig om jou land te bewerk? Die koste van disipelskap is baie hoog, want dit vra jou tyd, vra integriteit, dit vra gebed, dit vra tyd in jou verhouding met God, en dit vra opoffering. Is jy vanoggend bereid om die pad van disipelskap te loop? Wel, nou is die tyd, want die oes is ryk, en die arbeiders is min. Net opregte disipelskap vandag nog verskil maak. Die vraag is dit, en daarmee sluit ek af. Wil jy 'n verskil maak? Wil jy 'n verskil maak in die omgewing waar jy loop, in die skool waar jy is? Wil jy werklik 'n verskil maak? Neem dan jou disipelskap op en maak 'n verskil in die wêreld daar buitekant. Kom ons sluit ons oë. Wil jy vanmôre vra? Hierdie vraag wat ek nou net gestel het, wil jy werklik 'n disipel wees vanmôre? Wil jy werklik vir die Here kom sê, Here, ek wil hierdie pad van disipelskap loop. Ek wil my lewe so verander, Here, dat ek in daardie oes wat U vir my geleer het, kan gaan oes, Here. Here, ons het gesaai, U het laat groei, en Here, nou is dit tyd
dat ons oes gaan inhaal. Ja. Here, ek wil waarlik disipel van U wees. As daar vanmôre iemand is wat so sê, dan wil ek vra jy net jou hand opsteek daar waar jy is. Ek sien dit. Ek sien die hande opgaan. Here, ek wil werklik U disipel wees. Ek wil 'n verskil maak in mense se lewens. Baie dankie vir die hele sak. Ek wil vanmôre vir U bid dat die Here U vanmôre sal werklik sal ontbloot in jou gees van wat ware disipelskap is. En dat jy daardie uitdaging van my sal opneem om te sê, Here, vanmôre verander alles in my lewe. Want ek wil werklik disipel wees. Ek wil eendag daar voor U kom staan by die plek wat U vir my voorberei het. Here, en ek wil daardie dag as U so terug, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U. En wanneer U so terugwys, Here, dan wys U my die oes waarvan ek aan aandeel gehad het. Here, ek wil op daardie plek wees vanmôre. Hemelvader, ek kom na U in die naam van die Seun Jesus Christus. En ek kom dankie eerstens, Here, vir U woord. Dankie, Here, dat U woord 'n getroue woord is. Dat dit 'n lewendmakende woord is, dat dit 'n woord is wat ons laat groei, Here. Here, dankie vir mense soos Hulbron gemeente wat vanmôre 'n verskil maak in hulle gemeenskap. Dankie, Here, vir die pastoor van hierdie gemeente. Ek bid, Here, dat U ons sal seën, dat U ons sal salf en dat die salwing en dat heiligmaking uit hom sal vloei. Here, maar ek wil veral vanmôre kom bid vir elkeen wat vanmôre sy hand opgesteek het en wat dalk nog steeds in hulle harte vanmôre kom sê, ek wil 'n disipel, 'n ware disipel van Jesus wees. Want ek wil verskil maak aan mense se lewens daar buitekant. Ek wil in mense se lewens kom belê, Here, wat my God U belê in my lewe. Dankie, Here, vir sulke mense vanmôre. Daarom bid ek môre dat U hulle sal seën en dat die salwing wat net God kan gee oor hulle lewens sal wees. En dat mense daar buitekant as hulle na hulle kyk, sal sê waarlik, hulle is kinders van die Here. Ek wil ook hê dit wat hulle het. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het vanmôre hier te kan wees. Dankie, Here, vir 'n geopende oor en 'n hart wat bereidwillig is om te luister. Maar nie net te luister, Here, om te doen. Here, waar ons uit mekaar uitgaan, wil ek bid, Here, dat U elkeen sal seën, dat U die pad voor hulle gelyk sal maak, dat die krag van God oor elkeen sal heers. En Here, dat alles wat ons doen, sal wees tot eer en verheerliking van U wondernaam. Ek bid dit in die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus. En die volk sê amen. Amen.